Goeiedag en wat 'n voorreg om weer vandag saam met jou te kan kuier. Nou môre, die 19de Maart, is D-dag en word die groot prosedure gedoen. En ek het so by myself gedink, as vandag dalk die laaste dag sou wees, wat ek iets met jou kan deel. Iets wat diep vasgelê is in die mooi herinneringe, wat ek in my hart en in my kop saamdra. Dan is dit nou hierdie ene, want dit sê so alles van die lewe. So geniet hierdie lekker luister 216 saam met my en die tema is en dan Melanie. Die oomblik as ons tot stilstand kom en onsself net weer afvra, vir wat doen ek dit alles? Is ons meeste van die tyd in vir 'n groot verrassing. Ons lewe so vinnig dat ons nie eers tyd kry om onsself dit af te vra nie. En dan is meeste van ons ook te bang om die vraag te vra, uit vrees dat dit ons babbel gaan bars. Stop en maak tyd om te dink en dalk net begin jy dan dieper verstaan waaroor alles gaan. Prediker 2 vers 11. Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het ek gesien dat alles niks was. 'n Gejaag na wind. In hierdie wêreld bevredig niks nie. Vroegoggend was ek wakker en ek het met 'n koppie stoomende koffie in die hand uitgekyk by die venster oor Vishoek se hawe. So plek het die son al begin môre sê, maar oor die hawe het daar nog 'n digte mis gaan. So tussen die stiltes van die vroegoggend deur kon jy hoor hoe die manne daar in die hawe besig was om hulle bote reg te kry vir die dag se vangs. En toe, lank nog voor sonsopkoms, het die bote so in die mis een vir een die groot see gevat, op pad na die groot skolevis toe. So by so het ek toe ook maar besig geraak met my eie dinge. So halfmôre, terwyl ek nog besig was om my tweede koppie tee te drink, het ek gesien een vir een het die bote begin terugkom. Net daar het ek besluit om af te stap hawe toe, om so lekker vars ou visiekie vir die aand te koop. Ek het by een van die skiepers gaan staan en vir hom gesê, "Ai man, ek is bly vir julle paart, dat die vis so dik geloop het vandag." "Ja, Melanie, ons het vandag goed gevang, en die vis het dik geloop, jy kan maar sien hoe lê hulle hier rond, al ons boete, alles vol." "Nou as die vis so dik geloop het en julle bote so vol, dan maak julle seker net leeg en laai af, en dan gaan julle seker weer uit." "Nee, Melanie, ons het hom so mooi gevang, ons gaan nie weer uit nie, dis genoeg vir vandag." "Nee man, jy het mos gehoor, hulle sê as dit papreën moet jy skep. Dink nou net, as jy nou weer uitgaan vandag, en jy vang nou nog so 'n boot vol vis, dan kan jy mos nou baie meer geld maak man. En dan Melanie, dan kan jy mos baie meer mense supply met vars vis. En dan Melanie, en dan nie vir die dae het jy soveel geld dat jy nog 'n boot kan koop en nog mense kan kry om vir jou te werk. En dan Melanie, dan kan jy begin om aan al die groot suppliers te voorsien, die groot manne man. En dan Melanie, dan het jy later nou sommer 'n hele klomp bote en 'n klomp mense wat vir jou werk en dan kan jy sommer jou eie fabriek begin. En dan Melanie, en dan het jy genoeg geld man, en dan kan jy aftree en jy kan op die stoep gaan sit en jy kan met jou kleinkinders speel en jy kan die lewe geniet en sommer net ontspan. Is reg Melanie, dis hoekom ek nie weer uitgaan vandag nie Melanie, want nou gaan ek huis toe, nou gaan ek met my kinders speel en nou gaan ek sommer net lekker ontspan. Want Melanie sien, ek het mos gelees daar by die Bybel wat gesê word, jy moet net vat vir vandag en jy moet nie bekommer oor môre nie. Vandag sal vir jou genoeg gee. So met my terugstap huis toe het skipper Jan Winkelhaak se woorde in my kop vasgehaak. Hy het genoeg gehad, al wat nodig was om gelukkig te wees, en hy het gelewe. Nie vir eendag wanneer hy aftree nie, maar om elke dag so te lewe, asof dit die laaste dag gaan wees. Hy het nie gesoek na meer nie, hy het nie gesoek na groter nie, hy het nie gesoek na duurder nie. Ek dink hy het meer en beter verstaan as ek, wat die psalmdigter in Psalm 16 gesê het.
Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie behalwe by U. Die afgode in die land so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. So met 'n wit wyntjie in die hand, die vars stokvisie in die pan, het ek uitgekyk met sonsak oor Versoekse hawe. En Jan Winkelaar se woorde het nog steeds in my kop gedraai. En dan Melanie, hier aan die einde van die week mag ek ook vir jou vra. En nou Melanie, geniet jou naweek en vertrou God om dag vir dag te sorg. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy, is dit so moeilik vir ons om elke nou en dan 'n vrywillige pitstop in die lewe te maak? Wat dink jy gaan gebeur as ons dit nie doen nie? Hoe dink jy wil Jesus hê moet ons elke dag lewe? Here Jesus, leer my ook om stadiger te lewe, sodat ek ook kan sien wat is die dinge wat regtig saak maak vir U in die lewe. Help my Heilige Gees om by U lewenspas in te val en om nie meegesleur te word deur die strome van ander mense se verwagtinge nie. Amen. Liefde groete, Charles Botha. Weer net 'n baie groot dankie aan Marlene Regien vir die gebruik van haar musiek onder die stem. Besoek gerus haar webwerf by marleneregien.com.